Dion, ja, Januarie maand is gewoonlik, in die binneland kry ons gewoonlik iets wat hulle noem 'n midsomersdroogte. Ek glo nie ons gaan vir jaar in Januarie maand 'n midsomersdroogte hê nie. Die rede daarvoor is dat die seisoen was laat gewees in 2017. So, as ons kyk wat die reënval wat hier in November en Desember 2017 geval het in die noordelike dele van Suid-Afrika, dis tipies die intree van die somerreën wat ons gewoonlik kry in September en Oktober. So die seisoen was so 'n maand en 'n half na 2 maande laat gewees. So ek glo nie ons gaan in Januarie met somersdroogte hê nie. Om die waarheid te sê, ek glo dat ons in Januarie baie goeie reën gaan hê. En dan natuurlik saam met die hoë temperature kan dit aanleiding gee tot 'n probleem met spesifiek haarwurm. Die ander interne parasiete kan ook 'n probleem wees, maar haarwurm is die een wat ons gewoonlik die hardste slaan. En ek wil aanbeveel dat die boere in Januarie, veral as dit lekker gereën het, hoë temperature, dat hulle op die uitkyk is vir haarwurmbesmetting. Nou, boere moet nie wag tot hulle die simptoom van 'n erge haarwurmbesmetting sien nie. Dis hierdie sogenaamde kwakkeel wat die skape ontwikkel. Hulle moet nie wag tot hulle dit gesien het nie, want ongelukkig is dan al redelik baie skade aangerig. As dit moontlik is en hulle het 'n fasiliteit naby, neem mismonsters, stuur dit na 'n veearts toe, laat hy dit ontleed net om te kyk, is die besmetting nie al op 'n punt wat 'n mens kan behandel nie. Haarwurm is een van daai interne parasiete wat baie vinnig en baie hard kan slaan, maar moenie onnodig doseer nie. Dit maak nie sin nie. So maak seker dat daar besmetting is. En die meer akkurate metode om dit uit te vind is natuurlik of met wurmeiertelling of om die sogenaamde FOMATSA tegniek te gebruik waar mens kyk of die slijmvliese in die oog van die skaap nie dalk lig van kleur is nie, want die oomblik as hulle lig van kleur is, dan weet jy het 'n groot besmetting. Januarie maand is gewoonlik die maand wat boere wat ram gegee het hier in Oktober en November, wat hulle oeye toets vir verdragtigheid. Waarskynlik gaan dit vanjaar 'n bietjie later wees wat hulle gaan toets verdragtigheid, waarskynlik hier so die einde van Januarie. Ek wil aanbeveel Dion dat die boere definitief hulle skape toets verdragtigheid spesifiek vanjaar, om seker te maak dat hulle weet presies watter gedeelte van die kudde is dragtig en watter gedeelte is nie dragtig nie. Die toestande in 2017 toe hierdie oeye by die ram gekom het, was nie so wonderlik gunstig nie. En mens moenie wag totdat die skaap begin eier maak hier net 'n week of 2 voordat hulle lam, om dan uit te vind, gits, ek het 'n probleem nie. Dit is baie belangrik dat die boere vanjaar definitief 'n dragtigheidsondersoeke van hulle skape sal laat doen, sodat hulle kan weet wat is hulle dragtigheidspersentasie, as daar 'n probleem is dat hulle kan optree, of die ramme weer bysit, of dan nou daai oeye wat oorgeslaan het 'n kans gee met die Maart-April paring, maar hulle moet definitief vanjaar in Januarie moet hulle definitief 'n dragtigheidsondersoek doen. Die ander ding wat in Januarie gebeur, en dis verskriklik belangrik dat boere dit nou op hulle kalender aanteken. Die oeye wat in Maart en April gepaar gaan word, daai ramme moet in Januarie begin met hulle voorbereiding. En hoekom wil ons so lank voor die tyd begin? Ons wil minstens 2 maande voordat die ramme na die oeye toe gaan, wil ons hierdie voorbereiding doen. Die een rede is dat ons wil seker maak dat teen die tyd wat hulle na die oeye toe gaan, dat hulle semenvolume en hulle semengehalte baie goed is. Nou, sekere van hierdie bestuursaspekte kan daartoe lei dat die ramme tydelik onvrugbaar word, en dit vat so ongeveer 8 weke of 2 maande vir hulle om weer hulle semengehalte en hulle semenvolume op standaard te kry. So, baie belangrik, die boere moet in Januarie al begin, as hulle in Maart en April die ramme wil gebruik by die oeye. Daar's 'n hele paar goed wat hulle moet doen. Belangrik, hulle moet die ramme toets vir vrugbaarheid en geslagsiektes. Baie keer sê boere vir jou, maar ek het 'n ram gekoop en hy was vrugbaar toe ek hom gekoop het. Dit is waar, maar hy kan tydelik onvrugbaar word of hy kan permanent onvrugbaar word nadat jy hom gekoop het. So dit is belangrik om elke keer voordat jy die ramme gebruik, hulle weer te toets vir vrugbaarheid en vir geslagsiektes. Dan is dit belangrik om die ramme te skeer. 'n Ram wat sy baadjie uitgetrek is, hy werk baie lekker as hy by die oeye kom. En die boere met al die nodige inentings en doserings en aanvullings van minerale moet hulle al begin doen hier so 2 maande voordat die ramme na die oeye toe gaan. Veral inentings wat koors veroorsaak, want koors kan tot tydelike steriliteit lei.
En dan is dit belangrik dat die ramme moet in 'n goeie kondisie wees tydens paring. So hulle kan stadig maar seker begin om hulle kondisie te laat verbeter. Die boere gebruik die term van opstoom. Dit is baie belangrik dat hulle ramme opstoom. So wanneer hulle dan by die ooe kom in Maart en April, dat hulle gereed is om hulle werk goed te kan doen. En Dion, dan die laaste ene, as ons goeie reën gaan kry, en ek glo ons gaan goeie reën kry in Januarie, en ons gaan warm toestande hê, moet die boere maar oplet vir brommeraanvalle, veral by hulle ramme, maar is ook belangrik by die ooe en die res van die skaappopulasie, maar by ramme is dit verskriklik belangrik. Jy weet 'n ram wat 'n erge brommeraanval gehad het en veral as dit in die koparea plaasvind, dan lei dit tot tydelike steriliteit. So wees op die uitkyk vir brommeraanvalle. Gelukkig, die moderne wolskaap het nie meer sulke groot probleme nie, maar wees op die uitkyk daarvoor. Dion, en dan herhaal ek maar net weer dat ons het regtig 'n baie omvattende bestuursprogram vir alle wolskaapboere op ons webwerf. Ons webwerf is splinternuut met baie inligting en as boere wil kan hulle gerus daar in detail na 'n generiese bestuurskalender gaan kyk.